Hy was op Survivor, ek het dit eers later uitgevind, het ek eendag daarvan gehoor, hy het nogal Survivor gewen ook. En terwyl hy daar, die aand het hulle geleen slaap, dankie Pieter, nou onthou ek die storie, het hy die aand geleen, wou hulle gaan slaap, en toe een van die ander persone wat by Survivor betrokke is, met hom kom praat, en nadat hulle hom behandel het met die mercurochrome en spirits, en wat alles, sodat sy hande net die volgende dag reg wees. Maar toe, hulle die volgende oggend gaan sit hy toe op die rotse, en een van hierdie persone kom sit by hom, wat die Here geken het. En hulle begin praat, hy het gesê waaroor hulle gepraat, ek kan nou nie meer onthou nie, maar in elk geval, terwyl hy praat, toe gebeur dit dat hy na sy hande kyk. Daar waar hy op die rotse sit. Kyk hy na sy hande en hy sien hierdie twee bloedrooi kolle in sy hande. En terwyl hy na sy hande kyk, toe gryp die Heilige Gees hom vas. Niemand het vir hom gepreek nie. Niemand het vir hom gesê wat hy moet doen nie. Die Heilige Gees het hom eenvoudig gegryp. Hy sê en hy het heeltemal weggevoer geraak en net skielik besef van sy sonde en sy verlorendheid en alles. En toe hy bykom, tot homself kom, toe sy hele lewe verander. Dis hoe hy tot bekering gekom het. Dit het my so vasgegryp, en op daai oomblik terwyl hy dit vertel, toe dink ek aan Jesus wat tussen die disippels kom staan het, terwyl hulle toegesluit was in daai vertrek, nadat Jesus opgestaan het uit die dood uit. En toe hy inkom, in die vertrek in, toe wys hy hulle sy hande en sy voete, en hy sê, dit is ek. En ek wonder, as Jesus vanmôre by ons moet kom stilstaan, en hy sy hande oplig en moet sê, kyk na my hande, kyk na my voete, dis ek. Wat sal ons reaksie wees? Die reaksie van die disippels was vrees, en angs, en bewing. Wat sal ons reaksie wees? Daardie hande het Haitjie se lewe gered, en het hom van 'n volslaa alkoholist, 'n volslaa dwelmverslaafde, 'n tronkvoël, 'n rebelse jong man in 'n oomblike tyd verander, sonder dat enige iemand vir hom gebid het. Enige iemand met hom gepraat het. Hierdie vroutjie wat by hom gesit het, het net met hom gesit en gesels, daar waar hy op die rotse sit. En toe hy na sy eie hande kyk, toe gryp God se Gees in. Is jy vanmôre gereed dat God se Gees moet ingryp? Is jy vanmôre gereed dat God se Gees jou lewe moet verander? Ek wil vanmôre die vraag vra. Lewe jy of is jy dood? En nie fisies dood nie, want jy sit hier. Maar lewe jy of is jy dood? Haitjie, met alles wat hy deurgegaan het, hy sê ook die invloed van dwelms in 'n mens se lewe is, dit maak jou innerlik dood. Dat jy niks voel nie. Niks omgee nie, vir niemand omgee nie. Jy wil net daai volgende gram heroïne in die hande kry. Dis al wat vir jou saak maak. En ek vra jou vanmôre, lewe jy maar jy's eintlik dood. Alwaar vir jou lewe is om môreoggend op te staan en werk toe te gaan en huis toe te kom en te gaan slaap en weer op te staan en huis toe te gaan te kom en dis 'n roetine in jou lewe. Maar jy lewe nie, jy's dood. Of lewe jy regtig? En Jesus sê, ek het gekom, dis nogal ons versie van ons gemeente, ek het gekom dat jy lewe kan hê, en dit in oorvloed. Lewe jy of is jy dood? En ons moet ophou om ons lewe te koppel aan die kerk, en te koppel aan 'n selgroep, en te koppel aan hierdie pastoor, en daardie predikant, en hierdie video wat ons elke dag na kyk, en hierdie kursus wat ek gevolg het, en al my sertifikate wat ek al gedoen het, vir al die Bybelstudies wat ek bygewoon het. Dit bepaal nie jou lewe nie. Is jy vanmôre lewendig, of is jy dood?
Paulus kom praat met die gemeente van Romeine. En hulle was 'n gemeente, hulle was kinders van die Here, en ons het baie keer hierdie idilliese idee, dat hierdie Nuwe Testamentiese gemeente so wonderlik was. Hierdie Romeinse gemeente het 'n geweldige probleem gehad. Hulle was nie so 'n wonderlike gemeente nie. Net soos Korintiërs, net soos Efesiërs. Hoeveel keer praat God met die gemeentes, daai 7 gemeentes in die Openbaring, dan sê hy, hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak, hoe dikwels wou ek vir julle lewe gee, maar julle is dood. Julle het julle eerste liefde verlaat. Hoeveel mense sit vanmôre in 'n kerk, op 'n bar, op 'n stoel, op 'n bank, en hulle dink hulle lewe, maar hulle is dood. En Paulus kom praat met hierdie Romeinse gemeente, en hy sê vir hulle, luister mense, julle moet wegkom van julle wetties uit af. Die wet maak dood. Julle moet wegkom van julle tradisies af. Tradisies maak dood. Alle tradisies is nie sleg nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar tradisies wat jy wel het, moet jou nader aan God bring, nie verder van God af nie. En Paulus kom en hy sê, julle tradisies staan tussen julle en God. Julle gewoontes, julle lewe, julle dink julle lewe, maar julle is dood. En dan kom die eerste 7 hoofstukke van Romeine, kom vertel hy vir hulle, wat beteken wedergeboorte, wat beteken opstanding in Christus, wat het beteken om Jesus aan te neem as jou verlosser en jou saligmaker, wat het beteken om vry te wees, wat het beteken om te lewe. En dan kom hy in Romeine 8, die van julle wat julle Bybels by julle het, kan saam met blaai so, as julle wil. Hy begin in Romeine 8 vers 1, ek gaan nie dit lees nie, maar julle behoort dit almal te ken. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling meer nie. As jy sê jy lewe, is jy nie veroordeeld nie. As jy sê jy lewe, dan is jy nie bang vir die lewe nie. Jy is nie veroordeeld, want jy is vry in Christus. As Christus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Wat Romeine 8 sê. As jy sê jy is 'n kind van God, is jy vry. As jy sê jy is kind van God, dan lewe jy 'n oorvloedslewe. As jy nie daai oorvloedslewe het nie, is jy dood. En dan kom hy in vers 13. En dit kan julle saam met my lees. Romeine 8 vers 13. As julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Die lewe, die nuwe lewe deur die Heilige Gees. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgenaam. Erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Paulus kom en hy sê vir hierdie gemeente van die Romeine, hy sê mense, die lewe wat julle lewe, is nie 'n lewe nie, dis eintlik dood. Maar as julle wil lewe, dan moet julle toelaat dat die Heilige Gees julle nuut maak. En dis ons tema vir hierdie week van Pinkster. Die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Die Heilige Gees wat nuut maak. Die Heilige Gees wat vry maak. Die Heilige Gees wat optel. Die Heilige Gees wat vrees wegvat. Die Heilige Gees wat sê jy het 'n nuwe verhouding.
Nie meer 'n verhouding met drank en dwelms en drang en rook en al hierdie goed van die wêreld en dwelms en al hierdie dinge nie. Dis nie ons verhouding nie. Ons verhouding is nie meer met die wêreld nie. Ons verhouding is nie meer met die dinge van die wêreld nie. Maar as die Heilige Gees vir jou lewe gee en jou nuut maak, het jy 'n nuwe verhouding. 'n verhouding van lewe, van vryheid. 'n verhouding waarin jy nie meer veroordeel word nie, en nie meer sleg gesê word en afgebreek word nie, maar 'n verhouding van nuwe lewe, oorvloedige perisos lewe. Daarom my vraag, is jy dood of lewe jy? Of as ek dit anders kan stel, het jy die Gees van God of het jy hom nie? Dis die vraag. Pinkster is die herinnering aan wat God gedoen het toe hy sy Gees uitgestort het op die kerk, op sy eerste disippels, op daardie eerste groepie mense wat gaan wag in die bovertrek en al die wonderlike goed wat daarmee saamgegaan het. En vandag is daar nog Pinkstergroepe wat streef na daardie manifestasies en daardie tekens en ongelukkig hak die meeste mense by die tale vas. En dan dink hulle, dit is die Heilige Gees. Dis nie die Heilige Gees nie. Dis manifestasies van die Heilige Gees. Dis tekens van die Heilige Gees. Dis die openbaringe van die werking van die Heilige Gees, maar dis nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is in die eerste plek daar om vir jou en vir my te help om oor te gaan uit 'n ou lewe na 'n nuwe lewe. Om jou en my te help om oor te gaan van die dood na die lewe. En wanneer ek oorgegaan het na die lewe toe, is die Heilige Gees daar om my toe te rus met krag om 'n getuie te wees van daardie nuwe lewe. En dan mag daar sekere gawes wees. Dan mag daar sekere talente wees. Dan mag daar sekere manifestasies wees, soos tale praat en soos profesie en soos mense wat omval onder die krag van die Gees. Alles van dit is manifestasies van die werking van die Gees. Maar dit is nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is die gewer van nuwe lewe. Die Heilige Gees is om jou en my te kom herinner aan alles wat Jesus beloof het. En Jesus het gekom om lewe te gee. 'n Lewe van volheid en krag. Dit gaan nie, as ons soek na hierdie nuwe lewe wat hierdie Romeine nodig gehad het, moet ons nie soek na tale en manifestasies en openbarings, mense wat kerk toe gaan en na hierdie groot prediker gaan luister en na daardie evangelist toe gaan, want almal val om wanneer hy vir hulle bid. Dis nie waaroor dit gaan nie. Jy en ek, die Gees wat lewe gee. Is ons vol van die Gees wat my toerus om voluit te kan lewe vir Jesus. En as daar dan manifestasies is, prys die Here daarvoor. Prys die Here vir gawes en talente. Prys die Here vir bedieninge. Maar dis die gevolg van nuwe lewe deur die Gees. Vanmôre is die vraag, lewe jy of is jy dood? Word jy beheer deur die Gees of word jy beheer deur jou menslike aardse begeertes? Word jy gelei deur jou beheptheid met mag en gesag en autoriteit en om iets te bereik in die lewe, word jy beheer deur al jou emosies en jou gevoelens, of word jy beheer deur die Gees van God? En dit is Paulus se hele uitgangspunt in die boek van Romeine, wanneer hy met hierdie gemeente kom praat en hy sê, mense, julle het probleme. Julle gemeente is ongesond, want julle is dood.
As jy wil lewe, as jy sonder veroordeling wil wees, as jy wil vry wees, soek die Gees en die werking van die Gees. En dan kom hy en hy spreek vir al twee goed aan. En die eerste een is, hy sê wanneer die Gees van God vir jou lewe gee, dan is die eerste taak van die Heilige Gees om jou te help om sonde te oorwin. Pieter, hier kom dit nou. Die Heilige Gees se werking, ek sê dit nou maar net want ek en Pieter praat al 'n paar weke hieroor. Die Heilige Gees se werking is in die eerste plek om jou heilig te maak. Daar's te veel mense wat sê ek is Pinkster, ek kan in tale praat, ek kan so hoog spring, ek kan al hierdie manifestasies openbaar, maar as jy na sy lewe kyk, dan is hy alles behalwe heilig. As jy kyk hoe hy optree teenoor mense, dan is daar geen liefde nie, inteendeel, hy veroordeel almal en hy wys vinger na almal en hy kritiseer almal rondom hom. Dis nie die Heilige Gees nie. Jy kan nie op Sondag opstaan en 'n magtige profesie bring en Maandag beskinder jy jou mense in die kerk nie. Dis nie die Gees nie. As jy sê jy lewe vir Christus en jy sê jy is vol van die Gees, dan is die eerste taak van die Heilige Gees om jou te help om sonde in jou lewe te oorwin. En dis 'n proses. Om waar te sê, dis 'n lewenslange proses. Dit hou nooit op nie, want net sodra jy dink jy het hierdie ding oorwin, dan kruip 'n volgende ding uit. Haitjie Berg is een van die ouens wat gereeld, ek het hom al hoeveel keer hoor dit sê, waar hy sê elke oggend se opstaan is 'n nuwe oorlog in sy lewe. Want as jy dwalmverslaafde is, net soos alkohol, hulle sê een keer 'n alkoholist, altyd 'n alkoholist. Want jy het altyd daai stryd in jou gees. Al is jy hoe diep in die Here, al stap jy hoe 'n pad met God, die Satan sal altyd daai swakheid in jou lewe probeer na vore bring. Soos wat hy met Eva gemaak het, op 'n mooi manier vir Eva gesê, maar Eva, het God regtig gesê, jy mag nie van daai boom eet nie? Het God regtig gesê, ag jy mag nie, ek praat nou net van alkoholiste, hoor, ek praat nie in die algemeen nie. Het God regtig gesê, jy mag nie meer 'n drankie drink nie? Het God regtig gesê, jy mag nie meer rook nie? Ag, is dit nou regtig so erg om na daardie partytjie toe te gaan? Terwyl jy vir jou siel weet, en die Heilige Gees sê vir jou, jy kan nie so toe gaan nie, want as jy so toe gaan jy weer in versoeking kom, en jy gaan weer val. Mag Here, ek is mos nou lank genoeg 'n kind van die Here. Wie sal nou verkeerd dink as ek net hierdie een keer gaan? Dis presies wat die duiwel wil hê jy moet doen. So word die oorwinningslewe word uitgedoof omdat jy toelaat dat die stem van die wêreld in jou vlees weer praat. Maar as jy vol is van die Gees, dan sê die Gees vir jou, moenie. En die Gees waarsku jou, en die Gees beskerm jou, want hy wil hê jy moet sonde oorwin. En dis 'n preek op sy eie. Hoe baie keer het ek al dierbare kinders van die Here gehoor, manne wat ouderlinge is, kosbare leiers in die kerk, maar hy kan nie sy meer beteel nie. En as jy met hom praat oor en sê vir jou, Herman, ek is so gebore en ek is so gelaat staan. Nee. As jy vol is van die Heilige Gees, moet jy daai meer oorwin. Want 'n sonde in jou lewe. As jy met 'n vrees en 'n angs rondloop, kan jy nie sê, maar jy moet verstaan, ek het 'n lewe gehad, wat dit en dit in my lewe gebeur het, ek is nou maar niet so, ek is iemand wat verskriklik bang word. Dis nie 'n verskoning nie. As jy vol is van die Gees, moet jy vrees oorwin.
Dis die werking van die Heilige Gees. As jy 'n voluits lewe in Christus wil hê, moet jy sonde oorwin. Moet jy klaar kry met die sonde. As jy iemand is wat maklik van mense praat, en ons is almal so maklik, trap ons in daai struik. Dan kan jy nie maar sê, ag, ek praat maar sommer net nie. Of ek sê dit nou maar net nie. Die Bybel sê, ons mag nie mekaar beskinder nie. So as jy 'n kindertong is, moet die Heilige Gees jou help om te oorwin. Dis nie 'n verskoning nie. Niemand is van ons is volmaak nie, dis iets waarmee jy stry vir die res van jou lewe, en jy gaan goed ontdek wat jy eers nie besef het is sonde in jou lewe nie, maar as jy regtig deur die Gees begin lewe, en regtig 'n volheidslewe nastrewe, en toelaat dat die Heilige Gees jou lei, dan gaan die Heilige Gees vir jou dinge uitwys in jou lewe, wat jy moet aflê, en hy gaan jou die krag gee om dit te doen. Anders is daar goed in jou lewe wat jou doodmaak. Paulus kom en hy sê, mense, as jy wil wandel deur die Gees, of leef deur die Gees, dan moet jy wandel deur die Gees. Dan moet jy sonde aflê, en dis die Heilige Gees se werk om jou mee te help, om sonde te kan oorwin. Hy sê, as jy wil deur die Gees lewe, moet jy deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak. Dit is iets wat, jammer dat ek nou baie na verwys, maar die goed het regtig 'n nuwe impak in my eie gees gemaak. Dis een van die goed waarvan Haatjie gister gepraat het, wat verskriklik interessant was. Nou, ek wil nou nie op ingaan nie, het gaan te lank vat. Maar hy sê op 'n stadium, hy sê, jy as mens, die duiwel kon jou gelei het om te sondig. Omstandighede kon jou laat val het. Daar's mense wat jou dalk ondermyn het, beskinder het en sleg gemaak het. Hy sê, die goed is waar. Hy sê, maar as jy oorwinning wil hê, kan jy nie jou omstandighede en jou mense en die goed wat met jou gebeur het beskuldig nie. Jy moet 100% verantwoordelikheid vat vir jou eie lewe. Hou op om almal ander te blameer. Hou op om jou omstandighede te blameer. Hou op te sê, dis my ouers se skuld dat ek is wat ek is. Jy, as jy wil nuwe lewe hê, moet jy 100%, nie 90, 80% of sê, Here help my nie. Jy moet 100% verantwoordelikheid vat vir jou eie lewe. So moet jy 100% verantwoordelikheid vat vir die sonde in jou lewe. Hou op om ander te blameer. Hou op om te sê, ja, maar dis die omstandighede. Ja, maar pastoor, jy verstaan, ek het 'n broer gehad in my gemeente in Kabega Park destyds, 'n kosbare man. En hy was 'n bouer. En toe help hy ons om die kerk groter te maak. Hy is toe die hoofbouer. En eendag kom ek daar een oggend. Hy is kwaad. En hy vloek sy werkers van 'n kant af. En ek staan hom so en luister. En hy vloek, en hy skel, en sê die knope, lang woorde. En toe hy nou klaar is, toe gaan ek na hom toe, en sê ek, jeug, my broer, ek wil nou nie sy naam noem nie. My broer, dit was daarom nou nie mooi om so met jou werkers te praat nie. Hy sê, pastoor, jy is nie 'n meiskoene nie, jy's 'n pastoor. Jy werk heeldag met die mooi mense. Ek moet met hierdie ouens werk, en al taal wat hulle verstaan, is ek vir hulle vloek. Ek sê vir my broer, dit werk nie so nie. As kind van God kan jy nie so praat nie. Al doen hulle wat. Al sê hulle wat, het jy nie die reg om so te praat nie. Ek dink my broer sal weet waarvan ek praat. Daar in die tronk is dit ook nie maklik nie. Ek haal my hoed vir hulle af wat in die tronke werk. Want om met daai mense partykeer te werk sonder om te vloek, dink ek is baie moeilik. Maar jy kan nie jou omstandighede, jy kan nie die tronk, jy kan nie die mense met wie jy werk, jy kan nie jou omstandighede as 'n verskoning gebruik om goed in jou lewe rond te dra wat besig is om jou dood te maak nie.
As jy lewe wil hê in Christus, dan moet jy die lewe najaag. En moet jy toelaat dat die Heilige Gees jou in staat stel om oorwinning te kan kry oor hierdie goed van die dood in jou lewe. As jy deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Hou op te soek na tale en omval en al daai goeters. Soek na die lewe van die Gees. Die tweede ding wat Paulus sê, hy sê, as jy vol is van die Gees en streef na die lewe van die Gees, dan beleef jy wat dit is om kind van God te wees. Dan beleef jy seunskap van God deur sy Gees. Kan ek vanmôre vir jou vra, hoe seker is jy vanmôre jy's 'n kind van God? Pastoor, jy weet, as ek so gaan die vloek geraak, dan weet ek nie meer so lekker nie. Pastoor, partykeer as my man dit en dit en dit doen, dan weet ek nie meer so lekker nie. As my kinders al hierdie goede aanvang wat ek nie van hou nie, dan verloor ek partykeer dit. En dan weet ek nie so lekker of ek nog 'n kind van die Here is nie. Baie van ons het al ervaar. Wanneer die dinge in die lewe begin druk, dan is jy lus om te sê, maar Here, is jy regtig nog my Vader? Want hoe gebeur die goed in my lewe? Hoe seker is jy vanmôre, jy's 'n kind van God? Nou die maklike antwoord is, en dit is die antwoord in die Bybel. Die Bybel sê, elkeen wat glo, is 'n kind van God. En miskien sê jy, maar pastoor, ek glo. Maar daar's nog daar wat ek twyfel. Daar's nog daar wat ek wonder. Of my saak met God reg is, ek glo. Ek glo van so groot af, of ek glo van daai dag wat ek my hart vir die Here gegee het, of wat ook al die omstandighede mag wees, ek glo. Maar ek twyfel. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, as jy toelaat dat die Heilige Gees jou nie laat omval nie, die Heilige Gees jou nie kiel laat jy begin lag nie, want dit is wat die mense moet soek, hulle wil lag. Dat die Heilige Gees jou laat op en afspring nie, nee. As jy toelaat dat die Heilige Gees jou lei, sal jy weet dat jy 'n kind van God is. As jy net wil toelaat dat die Gees se leiding nommer 1 word in jou lewe. En nie wat ander mense sê en ander mense dink, en pastoor Sondag van die kansel af gesê het, of hierdie een wat so teenoor my opgetree het en daai een wat dit van my gedink het nie, maar wanneer jy toelaat dat die Gees van God jou lei, sal jy weet dat jy 'n kind van God is. Nou om daaroor te praat, het ek nog 'n preek nodig. Dan gaan ek julle baie lank besig hou. Wat dit is om toe te laat die Heilige Gees jou lei. Maar ek wil vanmôre net dit sê. As jy toelaat dat die Heilige Gees in beheer is van jou lewe, deurdat jy eenvoudig net oorgee. Dat jy elke oggend opstaan en sê, Here, hierdie dag behoort aan U. Ja, maar ek doen dit, pastoor. Ja, doen jy dit. Maar leef jy asof jy oorgegee is? Of stap jy daar uit en gaan doen jy maar weer jou eie ding? Is jy regtig ingestem om seker te maak of ek eet, of ek drink, of ek slaap, of ek opstaan, of ek gaan lê, maar ek doen alles tot eer van God, omdat ek oorgegee is aan die leiding van die Gees. Here, ek wil nie 'n tree gee sonder dat ek weet dis U wil in my lewe nie. En ons val almal
Almal van ons kom op stadiums in ons lewe wat ons vir onsself sê, "Sjoe, as ek maar net eers by God uitgekom het voor ek hierdie ding gedoen het, dan sou ek nie nou in hierdie posisie gewees het nie." Ons almal. Ek het dit gisteroggend weer gedoen, nadat ek na Haatjieberg geluister het. Ek vir die Here gesê, hulle weet die manne wat daar was. Het ek na die tyd vir die Here gesê, Here, as ek maar net in my lewe geleer het, om minder blaam op ander mense te plaas. En selfverantwoordelikheid gevat het vir my eie omstandighede, sou ek nie nou hier gewees het nie. Maar ons luister nie dat die Heilige Gees nie. Ons laat nie toe dat die Heilige Gees ons lei nie. Dis altyd ander se skuld. Dis altyd ander wat dit en dit en dit gesê het. Of as ek in die moeilikheid is, dan gaan luister ek wat sê ander, in plaas van dat ek gaan hoor wat sê God. As jy volheid van lewe wil hê, moet jy gelei word deur die Heilige Gees. Paulus sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders. En as jy 'n gehoorsame kind is, dan luister jy na jou pa. As jy 'n gehoorsame kind is, dan luister jy na jou ma. Maar dit is juist omdat kinders ongehoorsaam is, wat hulle op plekke bevind waar hulle nie hoort nie, en dan kry hulle pak slaan, dan is hulle kwaad vir ma en pa, maar dis hulle wat nie geluister het nie. En dis dieselfde met ons. Ons word ongelukkig omdat ons nie lewe ervaar nie, omdat ons nie oorwinning in ons lewe het nie, omdat ons nie deurbraak in ons lewe kry nie, en dan wil ons God beskuldig en sê, Here, jy sien my nie raak nie, jy is nie lief vir my nie. Dis nie waar nie. God sê hy soek gehoorsaamheid eerder as offerande. Luister na God. Luister na sy Gees. Wees gehoorsaam aan sy woord. Dan sal jy lewe hê. Dan sal jy oorwinning smaak. Jo, ek kan so baie hieroor sê, maar kom ons maak klaar. Seunskap van God beteken net gehoorsaamheid in die Heilige Gees nie. Na die leiding van die Heilige Gees nie. Dit beteken ook dat ons sal toelaat dat hy in ons hart getuienis gee dat ons aan God behoort. Toelaat dat hy in ons werk. Toelaat dat hy ons oortuig. Toelaat dat hy ons inspireer. Toelaat dat hy in ons werk deur sy liefde en genade en goedheid, en dat daardie werking van sy Gees 'n getuienis sal wees van ons verhouding met God. Luister hoe stel Paulus dit. Hy sê, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Pastoor, hoe weet jy het sekerheid van saligheid? As dit van myself afgehang het, dan het ek baie getwyfel. Maar omdat ek toegelaat dat die Heilige Gees God se woord lewendig maak in my hart, het God se Gees saam met my gees getuig dat ek 'n kind van God is. Maar ek moes dit toelaat. Ek moes my sonde bely en sê, Here, vergewe my, ek het verkeerd gedoen. En ek moes sê, Here, ek neem Jesus aan as my verlosser en saligmaker, en op grond van God se woord laat ek toe dat die Heilige Gees daardie woord lewendig maak in my hart, en daardie woord getuig binne in my dat ek 'n kind van God is. Die
Heilige Gees moet getuig. En wanneer hy getuig, dat ons kinders van God is, wat sê hy? As jy 'n kind is, as jy daai getuienis aanvaar dat jy 'n kind van God is, dan is jy nie 'n stout kind nie, dan is jy nie 'n aangenome kind nie, dan is jy nie 'n kind op die afstand en God het ander blou 'n oogappeltjies nie, nee. Wanneer die Heilige Gees in jou gees getuig dat jy 'n kind van God is, dan word jy 'n erfgenaam van God. En waarvan word ons erfgenaam? Van sy lewe, van sy liefde, van sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, van sy goedheid want hy is 'n goeie God. Word ons erfgename van sy heerlikheid. Maar dis die Gees wat dit binne in my getuig. Kan ek vanmôre vir jou vra? Het jy die Gees van God in jou? Dan is dit maklik om te sê, ja, almal wat Jesus aangeneem het, die Heilige Gees, dis waar. Maar ek vra jou, is jy vol van die Heilige Gees? Is jy gevul met die Heilige Gees? Ek vra nie of jy in tale praat nie. Ek vra nie of jy al omgeval het nie. Prys God as jy het. Ek het niks aan probleme daarmee nie. Dis wonderlik as God sulke goed in 'n mens se lewens doen. Ek vra, hoe seker is jy dat die lewendmakende Gees van God binne in jou lewe? Hoor jy sy stem? Luister jy na sy stem? Is jy gehoorsaam aan sy stem? Ervaar jy die getuienis van die Heilige Gees in jou hart? Dat jy 'n koningskind is. As daai liedjie gesing het, kon jy in jou gees, terwyl jy dit gesing het, daardie poort gesien het, want ek het hom gesien. En ek sê nou nie, dit maak my nou beter as julle, asseblief, dit is nie wat ek probeer sê nie. Maar terwyl ons daai liedjie sing, toe hoor ek 'n ou tannie wat 2 weke terug was, laasweek, ek kan nie onthou nie, Pieter, gepraat het oor die poort. Maar ek hoor die ou tannie, daar by die ouer huis, ek vra vir hulle, waaroor, watter onderwerpe wil julle hê, moet ek met julle praat? En die ou tannie staan op en sy sê, pastoor, praat met ons oor die poort. Het jy 'n verlang om die poort te sien? As daai liedjie gesing het, toe sien ek daai poort. En ek sien Jesus by daai poort staan. En hy sê, kom in. Goeie getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou. Jy het baie geval. Jy het baie misgevat. Jy was baie keer ongehoorsaam, maar kom in. Oor weinig was jy getrou. Oor veel gaan ek jou aanstel. En hy liedjie sê, en hy vat jou deur die beloofde land. En hy wys jou al sy heerlikhede. As jy vol is van die Gees, dan wil jy die Gees jou vat, en jou deur daai poort vat in die Gees, en wil hy jou gaan wys die erfenis, wat vir jou voorlê. Wil hy vir jou gaan wys die goue strate, wil hy jou gaan wys hierdie verhaaltjie wat Piet vertel het, van die ou gehuggie daar buite, op die grondpaadjie, of die paleis wat hier langs die goue straat staan. Maar as jy deur die Gees gelei word, gaan dit nie 'n gehuggie daar langs die grondpaadjie wees nie. Dan wag daar vir jou 'n paleis. Maar dan moet jy deur die Gees gelei word. Dan moet jy gehoorsaam wees aan die Gees. Dan moet jy toelaat dat die Heilige Gees vir jou lewe gee. Dan moet jy toelaat dat die Heilige Gees jou herinner aan wie jy is in Christus. Dan moet jy vol wees van die Heilige Gees. Dis Pinkstertyd. Die Here weet, dis waarvoor ek vir God vertrou. Waarop ek vir die Here wag, sê Here, hierdie jaar, Pinkster 2025, gee vir ons nuwe lewe. Sodat ons nie net sê ons is Barisos nie, maar dat ons Barisos sal lewe. Nuwe volheidslewe deur die Gees.
Ons buig ons hoofde.